Kom ons bid saam. Vader, ons dankie Here vir die goedheid en die grootheid. Dankie dat U God is, Here. Dankie dat U almagtig en soewerein is, maar dat U ook 'n liefdevolle Vader is. En vanoggend, Here, wil ek U vra dat U deur die Gees my sal inspireer en dat ek woorde sal spreek wat lewe bring, Here, wat tot stigting is, Here, van U gelowiges. Ek dank U, Here, dat U ook vanoggend hierdie woord in ons harte saai en ons dankie Here dat ons dit van toepassing kan maak op ons eie lewens en dat dit vrug voortbring. Here, ek dank U, alle lof en eer kom aan U toe. En ek dank U dat U werk in ons lewens. Ek loof U en ek prys U, Here, in Jesus naam. Amen. Loof die Here. So, ons is vandag besig om te gesels, eintlik die afgelope 3 weke, dis ons laaste deel oor Handelinge 9 tot 11 en ek het dit getitel die olyfboom en die genadetak. En 'n rede vir dit is omdat as ons die Bybel lees, in Romeine lees, dan vergelyk Paulus die volk Israel met die makolyfboom en wat in God geplant is basies. God is die bron, hy is die wortel. En dan sê hy ook dat die wille olyfboomtakke, dis nou nie Jode, is ingeënt in hierdie boom deur Jesus Christus. Paulus het 'n brief geskryf aan hierdie kerk in Rome. Hierdie kerk was gestig omtrent so 42 na Christus. 42 na Christus. En dit was heel moontlik gestig deur Jode wat tot bekering gekom het op die dag van Pinkster, toe Petrus gepreek het in Jerusalem. En onthou dit mos? Op die dag van Pinkster, Petrus opgestaan, hy het 'n wonderlike boodskap gebring. En van hierdie Jode wat in Rome woon, was in Jerusalem vir die feeste. En hulle hoor toe die evangelie, hulle kom tot bekering, en toe hulle teruggaan na Rome toe begin hulle 'n kerk of plant 'n geestelike huis en hulle verkondig die evangelie. En dis interessant, hierdie kerk in Rome het deur 4 fases gegaan. Die eerste fase is, dit was net Jode gewees, wat die kerk uit bestaan het in Rome. En later het daar heidene bygekom, nie Jode. Hierdie Jode het die evangelie verkondig aan al die mense om hulle, aan die Romeine, aan die Grieke, en toe was hulle bygevoeg in die gemeente. Die derde fase is, toe gaan al die Jode uit die kerk uit. En die rede vir dit was omdat die keiser Claudius van Rome, het besluit, ek het genoeg gehad van hierdie Jode, hulle moet uit. Hulle is opstandig, wederstrewig en hulle maak droog, hulle moet uit Rome uit. En toe het die kerk vir 'n ruk in Rome net bestaan uit heidene. En terwyl daar nou dit net 'n heidense kerk was daar baie heidense gebruike wat bietjie geïnfiltreer het in die kerk, wat nie noodwendig reg was, aanvaarbaar was nie. En Paulus het dit aangespreek in sy brief wat hy vir hulle skryf. Lees maar gerus Romeine 1, van al die dinge wat daar gebeur het. En die 4de fase was, toe die Jode weer teruggekom het, want toe was daar 'n nuwe keiser, en sy naam was Nero gewees. En Nero het toe besluit, hy wil die Jode terug hê in Rome. Hulle is goed met besigheid, so dit gaan goed wees vir die ekonomie in Rome. So bring hulle nou maar terug. En toe gaan hulle terug na die kerk toe, en toe kom hulle daar by die kerk aan, en hulle besef, maar o my hemel, kyk al hierdie heidense gebruike. Wat van hierdie Joodse gebruike wat in die kerk moet wees? En onthou, ons het die kerk aanvanklik geplant ook. En die heidene soos, ag nee, julle klomp Jode, julle is nie so welkom nie. Want julle is tog die lot wat Jesus gekruisig het. Julle het nie Jesus aanvaar nie. So daar was bietjie spanning gewees tussen hierdie 2 groepe, en ons sien ook daar die simptome van 'n leerstelling wat later regtig baie sterk geword het in die 12de eeu, wat genoem word vervangingsteologie. Want toe sê die heidene, hulle daarop begin, toe sê hulle nee, God het julle klomp Jode, het julle vervang. God het Israel vervang met die kerk. Julle het Jesus verwerp. Nou ons moet versigtig wees. Ek het in hierdie week met iemand gepraat, en hulle het ook gevoel, wel, ek dink God is ook klaar met die Jode, want hulle het Jesus verwerp en gekruisig. En die kerk het die Jode vervang. Ons is nou Israel.
Ek dink nie dis Bybels nie. En onthou hierdie een ding, dink gou mooi daaraan. As die Jode nie Jesus verwerp het nie, sou hy nooit gekruisig gewees het. Daar sou nie 'n kruisiging en 'n opstanding gewees het. Ek en jy sou nie hier gewees het vandag nie. Ons sou nie ingesluit gewees het in God se familie nie. God het met opset hulle verhard, sodat Jesus gekruisig kan word. En sterf vir my en jou, sodat die heidene ook ingesluit kan wees. So, ons as heidene maar versigtig wees, om sommer net te sê, ag, hierdie klomp Jode het Jesus verwerp. Onthou, ons is die wille olyfboom wat ingeënt is in hierdie makolyfboom. En Paulus sê, pas op, moenie arrogant raak nie. Moenie neerkyk op die Jode nie. Jy mag dalk ook uitgekap word, soos van hierdie olyfboomtakke uitgekap was. Wees versigtig. Ek dink nie vervangingsteologie, ouens, is Bybels nie. God is 'n God wat sy beloftes hou. Hy het 'n belofte gemaak aan Israel en God het nog steeds 'n plan met hulle. God is tog nie 'n leenaar nie. So Paulus moes hierdie probleem aanspreek en dit is hoekom hy Romeine geskryf het, veral hoofstuk 9 tot 11. Hy hanteer hierdie saak en hy praat oor dat Israel God se uitverkore volk is, wat hulle rol is in God se verlossingsplan. Hulle is nie uitverkies ten opsigte van hulle saligheid nie, maar hulle speel 'n rol in God se verlossingsplan. En hy sê ook, praat ook wat ons rol is as heidene in hierdie plan. Maar dis nie al waaroor hy praat nie. In hierdie 3 hoofstukke is daar nog 'n onderwerp wat uitgelig word, wat ek dink ons bietjie net vandag moet bespreek, want daar kan vrae ontstaan wanneer ons kyk na hierdie spesifieke onderwerp. Vrae soos: het God voor die grondlegging van die aarde geweet wie gered gaan word? Het God vooraf sekere mense uitverkies vir die hemel en ander vir die hel? Is sekere mense geliefd deur God terwyl ander verag word? Nou wees versigtig voor jy sê nee, glad nie. Julle nou 'n versie wys. Is sekere mense geliefd deur God terwyl ander verag word of ander gehaat word? Het Jesus net vir die uitverkorenes gesterf of het hy vir almal gesterf? Nou ek dink julle sal saam met my stem, hierdie is nie maklike vrae noodwendig om te antwoord nie, maar kom ons probeer en ek dink nie ons moet te veel hare kloof daaroor nie. Daar's belangriker dinge, maar dit moet tog gehanteer word. Romeine 9 vers 6. Ek gaan 'n paar verse lees. Maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie, want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie. Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is hulle almal kinders nie, maar in Isak sal jou nageslag genoem word. Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag. Want dit is die woord van die belofte, omtrent hierdie tyd sal ek kom en Sara sal 'n seun hê. Wat hy hier probeer sê is, dat Abraham se seun Isak was die een wie God uitverkies het, uit wie Israel ontstaan het. Hy was die belofte, nie Ismael nie, alhoewel Ismael ook Abraham se seun was. Maar deur Ismael het Jesus nie gekom nie, maar deur Isak. God het Isak gekies. Ismael was Abraham en Sara se plannetjie wat hulle wou maak, omdat hulle gedink het, God vat te lank, nê? Ons ken die verhaal. Maar God sê net hier, onthou, al is Ismael en Isak, Abraham se vlees, is albei nie die belofte of die uitverkore volk. Uit albei gaan daar nie 'n uitverkore volk kom nie, maar net uit Isak uit. En hy sê ook, want omtrent hierdie tyd sal ek kom en Sara sal 'n seun hê. Sara was nou Abraham se vrou. En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, naamlik Isak, ons vader. So, uit Sara, Abraham en Sara was Isak gebore, en toe het Isak later met Rebekka getrou. En toe het Rebekka ook kinders gehad,
Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep, is vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. So miskien kan julle jong mense vir my sê, wie was Rebekka se 2 seuns? Julle vat te lank, Jakob en Esau. Jakob en Esau. En dis 'n tweeling, né? En Paulus skryf daar vir haar is gesê, die oudste sal die jongste dien. Met ander woorde, Esau was eerste gebore en toe kom Jakob. Maar in die Bybel was die oudste een was die een wat die seën ontvang en hy is die belangrikste een, maar in hierdie geval sê God, Jakob gaan die een wees deur wie die belofte kom. Soos geskrywe is, nou hier kom die vers wat ons soms laat wonder oor dinge, né? Wonder oor kom ons sê dit maar God se karakter. Hoe werk dit nou? Dit werk nie, dit maak nie lekker sin vir ons nie. Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie. Want aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. So, baie Christen het as gevolg van hierdie laaste 3 versies, veral daai 1 vers, hulle rug op Christendom gedraai, onttrek van God af. Want dit lyk asof God soewerein besluit vir wie hy lief wil wees en wie hy gaan haat. Is dit nie so nie as jy daai vers lees nie? Hy het randomly, om die Engelse woord te gebruik, het hy vooraf besluit wie hemel toe gaan en wie hel toe gaan. Dit klink darm nie soos 'n regverdige God vir my nie. En baie mense het gevoel hulle kan nie so God dien nie, hulle draai hulle rug op hom. Ek weet, dit klink of God homself weerspreek, is dit nie? Hy het tog gesê ons moet selfs lief wees vir ons vyande. Dis die vers wat sê jy mag nie haat nie, en hier sê God, ek haat vir Esau en ek's lief vir Jakob. Hang vas, ons gaan nou daarby uitkom en dit interpreteer. 9 vers 16, so hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Want die skrif sê aan Farao, juis hiervoor het ek jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon en dat my naam verkondig gaan word op die hele aarde. So is hy dan barmhartig oor wie hy wil en hy verhard wie hy wil. Onthou, God het Farao se hart verhard, maar nie dadelik van die begin af nie. Farao het eers sy hart verhard 'n paar keer. Toe sê God, nou is dit so, nou gryp ek in. Nou, as hierdie gedeelte, kom ons wees nou eerlik, as hierdie gedeelte gaan oor God wat vooraf besluit het, dat party mense gered gaan word, en ander verdoem is, kan ek nogal verstaan dat party mense voel, ag nee wat, ek wil nie 'n Christen wees nie, dit klink vir my dan nou baie onregverdig. Maar ouens, hierdie verse gaan nie daaroor nie. Hoofstuk 9 tot 11 gaan eintlik primêr oor God se uitverkore volk, Israel, deur wie hy sy raadsplan vir die wêreld laat afspeel. Want hulle is nie uitverkies ten opsigte van hulle saligheid nie, maar ten opsigte van God se verlossingsplan vir hierdie wêreld. So, net soos ons, moet hulle ook, elke Jood, elke nie-Jood, elke heiden, die enigste manier hoe jy deel word van God se familie, is deur jou geloof in Christus Jesus te plaas. Jou geloof in Jesus te plaas en jou lewe vir hom te gee. Dan ontvang jy die ewige lewe. Israel is die voertuig van wêreldverlossing of die platform waarop die God van die Bybel sy verbintenis met die wêreld gebou het. Nou ongelukkig het baie Christene deur die eeue hierdie paar verse geneem in hoofstuk 9 en dit verminder tot saligheid. Saligheid vir die individu. In plaas daarvan dat hulle na die groter prentjie kyk. Groter prentjie, God se raadsplan. En het hulle tot die slotsom gekom dat God haat sekere mense en vir ander is hy lief. So God haat vir Esau en vir Jakob het hy lief gehad. God het sekere nasies gekies en ander nie. God het sekere mense gekies en ander het hy nie gekies nie.
God het voor die grondlegging van die aarde gepredestineer of voorbeskik vir wie hy gaan lief wees en uitverkies en wie hy gaan haat en verwerp. Hulle gaan so ver om te sê dat Jesus het nie vir almal gesterf nie, maar net vir die wat hy uitverkies het. Nou hierdie siening oor saligheid was 'n paar eeue gelede al deur sommige teoloë in 5 punte uiteengesit. En hulle het hierdie 5 punte gebaseer op 'n sekere teoloog se leerstelling oor saligheid. Hierdie teoloog se naam was Johannes Calvin, 'n Franse teoloog. So nadat Calvin al gesterf het en hy dood was, het hierdie teoloog bymekaar gekom, toe sê hulle, kom ons formuleer 5 punte oor sy leerstelling, om sy posisie oor saligheid uit te druk. En dit staan vandag bekend as Calvinisme. En mense wat dit aanhang, is mense soos John MacArthur, John Piper, R.C. Sproul, Doug Wilson. Maar om hierdie leerstelling teen te staan, was daar toe ander teoloë in dieselfde tyd, wat toe 5 ander punte geformuleer het, om dit teen te staan, en hulle het hulle leerstelling gebaseer op 'n sekere teoloog, 'n Nederlandse teoloog met die naam van Jacobus Arminius. En hulle het dit gebaseer op sy siening, of oor sy siening van saligheid. En hierdie leerstelling was Arminianisme genoem. Wat my fascineer is, dat Calvin en Arminius nie enige van hierdie 5 punte eers geformuleer het oor hulle eie leerstellings nie. Dit het na die tyd gebeur. Hierdie ouens gekom en hulle het hierdie 5 punte gemaak en vandag nog stry en beklei en debatteer in skeerkerke hieroor. Dit is eintlik vir my hartseer, want ek dink nie dis hoe God dit wou gehad het nie, dis hoe dit veronderstel is om te wees nie. Calvinisme en Arminianisme is vir my die mens se beperkte poging om 'n oneindige en onbeperkte God te verklaar. Dit gaan moeilik wees. Dit gaan moeilik wees. So, waaroor gaan Arminianisme? Dit gaan oor vrye wil. 'n Vrye wil siening oor saligheid. God weet vooraf wie gered gaan word en wie nie, maar sy begeerte is dat almal gered word. Dis God se begeerte. Maar hy het vir die mense vrye wil gegee om self te kies of hulle hom gaan aanvaar en of hulle hom gaan verwerp. En Jesus het ook vir die hele wêreld gesterf. En hy red almal wat die naam van die Here aanroep. En ouens wat dit aanhang is ouens soos John Wesley, Charles Wesley, A.W. Tozer en C.S. Lewis. Meeste van julle weet wie C.S. Lewis, né? Nee? Ek dink persoonlik is dit onnodig vir die kerk om te stry oor hierdie onderwerp of vas te sit daaroor. Want dit is eintlik maar mensgemaakte punte wat probeer om 'n almagtige, soewereine God te verklaar. Daar's belangriker dinge in die kerk om te doen. Ek dink dit is gesond om eintlik 'n bietjie van albei te hê, want God is tog soewerein. Wat Calvinisme sterk beklemtoon. Ons dien 'n almagtige en soewereine God. Maar as jy die Bybel lees, sal jy sien ook dat God plaas ook klem op ons verantwoordelikheid as mense. Arminianisme fokus veral daarop. Jy het 'n verantwoordelikheid as mens. God is soewerein, maar God het vir die mens ook verantwoordelikheid gegee. So ons lees in die Bybel dat God soewerein is, maar ons lees ook dat God vir die mense vrye wil gegee het. Daarom het ons 'n verantwoordelikheid. Ek dink daar moet balans wees tussen die twee. Ons dien 'n almagtige soewereine God, maar omdat die mens vrye wil het, is daar verantwoordelikheid op ons ook. En as ou die Bybel in geheel lees, ook sien ons daar's baie plekke wat dit vir jou voel asof daar spanning eintlik tussen die twee is, tussen God se soewereiniteit en die mens se verantwoordelikheid. En God is nie eintlik 'n verklaring oor dit aan ons verskuldig ook nie. Ons baie goed wat ons net sê, God, ons aanvaar dit, want U is God, en ons is net mense. Daar's sekere dinge wat ons gaan sukkel om uit te werk,
Want God is alwetend, God is almagtig en hy is soewerein. Hy leef in 'n ander dimensie, 'n dimensie waar daar geen tyd is nie. Ek en jy is in 'n ander dimensie en ons is gebind aan tyd. So baie keer is dit moeilik om hierdie goed uit te werk. So, mens kan maklik gaan en sekere verse isoleer om Calvinisme te verklaar. Net so kan jy ook maklik gaan en sekere verse isoleer om Arminianisme te verklaar. Maar as ons die Bybel in geheel lees, dink ek gee hy vir ons 'n gebalanseerde perspektief. Luister gou wat skryf Paulus, 1 Korintiërs 3 vers 3. Want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. Want as die een sê, ek is van Paulus, en die ander sê, ek van Apollos, is jy nie vleeslik nie? Wat eintlik hier probeer sê is, wees versigtig om te sê, ek is van Calvin, of ek is van Arminius. Dink julle nie, ons moet eerder sê, ek is van Jesus nie. Ek is van Jesus. Hy het my gered, hy het my vrygemaak. En laat die skrifte vir hulle self praat. Dit is moeilik om uit te werk dat 'n God soewerein is en uitkies, maar aan die ander kant het hy ook vir ons vrye wil gegee om self te kies. Persoonlik dink ek, dis hoe God werk. Hy kom in liefde, initieer hy en ons kry die geleentheid om te reageer op dit. Nou die volgende vers kan sommige laat struikel. En ek dink julle sal saam met my stem, ons het dit nou gelees, vers 13. Soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Nou as jy mooi gaan kyk na die konteks, die manier hoe dit geskryf is, dan kan 'n ou sien dat lief en haat in hierdie vers is nie 'n refleksie van God se emosies nie. Dis nie asof God besluit het ek is lief vir Jakob omdat hy so 'n goeie seun is en ek haat Esau omdat hy nie 'n goeie seun is nie. Inteendeel. As jy die verhaal van Jakob lees, dan besef hy hy's alles behalwe 'n goeie seun. Jakob was 'n bedrieër. Dit is ook wat sy naam beteken. Hy het sy eie broer bedrieg, hy het sy pa bedrieg, hy het sy skoonpa bedrieg. Hy het almal bedrieg om hom te kry wat hy wil hê. Totdat God hom beet gekry het en een aand in 'n worstelinge het God 'n engel gestuur en met Jakob geworstel en hy het hom in die heup geslaan en van daar vorentoe het Jakob mank geloop, maar wonderlik sy naam was toe ook verander na Israel toe. Wat beteken God regeer? Maar hy was alles behalwe volmaak. So, God het nie soos letterlik gesê ek is lief vir Jakob en ek haat vir Esau nie. Daar's ook 'n ander deel in die Bybel waar op dieselfde manier gekommunikeer word en dis waar Jesus praat en hy vergelyk sy verhouding wat ons met hom moet hê met jou verhouding wat jy met jou familie het. Hy skryf daarin in Lukas 14 vers 26, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. So hoe verklaar jy dit? Op dieselfde manier as die vorige verse. Jesus, wat die woord haat gebruik daar, bedoel nie letterlik die emosie van haat nie. Ek voel haat teenoor jou nie. Jy moet jou pa en ma haat. Jou susters haat as jy 'n Christen wil wees nie. Wat hy eintlik probeer sê daar is, as jy my dien, moet jy besef, jou verhouding met my is die belangrikste ene. Is belangriker as jou verhouding met jou vader en moeder, met jou broer, of jou suster, of jou vriende, of selfs met jouself. Jy moet liewer wees vir my as enigiemand anders. Ek moet eerste kom in jou lewe. Dis al wat hy probeer sê daar. God het nie Jakob bo Esau gekies, omdat hy Esau letterlik gehaat het nie, ouens. Hy het besluit, in sy grootheid en almag, ek kies Jakob, deur wie ek Israel gaan tot stand bring, sodat Jesus uit daardie nageslag gebore kan word. En dit is jammer dat party mense hierdie verse buite konteks interpreteer, en dink God haat party mense, en party is hy lief voor. Ek hoop nie, jy's 'n Esau mens nie, ek hoop jy's 'n Jakob mens. Dis nie wat bedoel word nie in die verse nie.
Wanneer dit kom by saligheid, ouens, dink ek word die woord barmhartigheid baie meer beklemtoon. Baie meer beklemtoon as uitverkiesing of predestinasie. God is 'n barmhartige God. Hy hoef nie 'n plan te gemaak het vir ons om gered te word nie, maar hy het omdat hy so lief is vir ons. Die Bybel praat van 'n goddelike, hy's 'n goddelike koning wat regeer en hy's soewerein. Maar hy sê ook in die woord dat God is 'n liefdevolle Vader. Hy's 'n God wat lief is vir ons, wat omgee. En ek wil afsluit en ek gaan 3 kort punte met julle bespreek. 'n Paar gedagtes oor predestinasie en uitverkiesing. En die eerste een is predestinasie en uitverkiesing kan nie die vrye morele agentskap van die mens verwyder nie of skend nie. Ek lees gou vir julle 2 verse hier. Johannes 15 vers 16. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Nou dit klink vir my nogal hier baie na voorbeskikking, nee. Maar as jy mooi gaan kyk en na die konteks, dan sien jy Jesus is besig om hier te praat met sy disippels by die laaste maaltyd. En hy sê, julle het ek uitverkies, nie ten opsigte van hulle saligheid nie. Ek meen, kyk na Judas. Wat het daar gebeur? Maar God sê vir hulle, of Jesus sê, ek het julle gekies om 'n belangrike skakel te wees in die vervulling van my verlossingsplan. Onthou, God het hulle strategies gebruik met die verspreiding van die evangelie die wye wêreld in. En hy sê, vir dit het ek julle uitverkies, om daai spesifieke ding te doen. En ook as jy lees daar in Johannes 1 vers 12, sê Jesus ook, maar almal wat hom aangeneem het. Nie seker is, of net die wat uitverkies het nie, wat ek uitverkies het nie, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. So, God reik uit na ons in liefde en ons reageer deur ons wil te gebruik. Ek dink gou mooi daaraan, reg aan die begin, met Adam en Eva, het God die boom van kennis goed en kwaad in die tuin geplaas. Hoekom het hy die boom daar gesit en vir hulle gesê, julle mag nie hiervan eet nie, julle kan van al die ander bome sit, maar hierdie boom mag julle nie eet nie. Want God het vir Adam 'n eienskap gegee, en dit is vrye wil. En omdat hy 'n vrye wil ontvang het, moes God 'n alternatief daar gesit het. Dat hy kon kies om gehoorsaam te wees of om ongehoorsaam te wees. Om van die boom te eet of nie van die boom te eet nie, en ons ken die verhaal baie goed. Maar reg in die begin daar, het God vir die mens al die attribuut gegee van vrye wil. Selfs engele het dit ontvang. Sonder vrye wil kan daar nie volmaakte liefde wees nie. Dink gou mooi daaraan. God het nie robotte geskape nie. God het mense geskape wat uit hulle eie uit moet kies, self moet kies of hulle vir hom gaan lief wees en of hulle hom gaan verwerp en rebelleer teen hom. Of hulle lewe vir hom gaan gee en of hulle hom gaan verwerp. My volgende punt wat ek wil maak is predestinasie en uitverkiesing is in samewerking met God se voorkennis, God se alwetendheid, as ek dit so kan stel. Nou raak dit so bietjie gekompliseerd, maar ek hoop ek maak sin. Romeine 8 vers 29. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Voor die grondlegging van die aarde, voor die aarde nog geskep was, het God reeds geweet wie hom gaan kies en wie hom gaan verwerp. Is nie amazing nie? Hy het dit reeds geweet. Hy het daai kennis gehad. Hy het geweet wie hom uit vrye wil gaan kies
en wie nie. En op grond van daardie kennis het God diegene wat hom kies, wat hom gaan kies, verordineer om gered te word. Op grond van daardie kennis wat hy gehad het. God het nie vooraf besluit en gesê, ek het jou voorbeskik om gered te word en jy word nie gered nie. Hy het nie vooraf beskik en gesê, jy is gepredestineer om hemel toe te gaan en jy hel toe nie. God het vooraf geweet wie hom gaan kies en wie hom nie gaan kies nie. Hy het daai inligting gehad of daai kennis gehad. En omdat hy alwetend is, het hy daai kennis gehad. Maar hier kom 'n belangrike ding. Sy kennis oor jou besluit wat jy gaan maak, het geen invloed op jou vrye wil nie. Dit het nie 'n invloed op jou vrye wil nie. Elke mens kry 'n regverdige kans om God te kies. Elkeen van ons. Elke mens kry 'n regverdige kans om Jesus te kies of om hom te verwerp. Hoekom? Want God is 'n regverdige God. Nou kan mense dalk sê, maar hoekom het God sommige mense geskape as hy geweet het hulle gaan hom nie kies nie? Ouens, elke mens het 'n vrye wil ontvang om Jesus te kies. En jy gaan 'n regverdige geleentheid kry om daai besluit te maak. Die mens kies self om hel toe te gaan. God stuur jou nie hel toe nie. Jy kies self, omdat jy Jesus verwerp, kies jy om hel toe te gaan. En God laat toe dat mense gebore word, sodat hulle die geleentheid kan ontvang om te glo. Maar dit is elke ou se verantwoordelikheid om daardie besluit te maak. God gaan jou nie forceer om die besluit te maak nie. Dis jou verantwoordelikheid. So God se soewereiniteit en sy barmhartigheid weerspreek nie mekaar nie. Elkeen van ons kry 'n geleentheid om Jesus te kies of om hom nie te kies nie. En omdat God voor die grondlegging van die aarde geweet het wie hom gaan kies en nie kies nie, volgens dit het hy verordineer dat jy gered gaan word. Maar ons moet hierdie ding baie mooi besef, dat dit het nie 'n invloed op die besluit wat jy maak nie. God beïnvloed nie party mense meer as ander nie. Elke ou het 'n regverdige kans om Jesus te kies of om hom te verwerp. Maar God het geweet wie dit gaan doen. God het baie goed geweet wie dit gaan doen. En die laaste punt, predestinasie en uitverkiesing word alleen genoem in die skrif ten opsigte van gelowiges en nie ongelowiges nie. Ouens, God veroordeel nie vooraf sommige tot die hel nie. Ek weet nie, dit stem nie vir my ooreen met sy karakter nie, veral as ek sekere skrifte lees, soos byvoorbeeld Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Elkeen. 2 Petrus 3 vers 9, die Here vertraag nie die belofte so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dis God se hart. Dis God se hart. Dat almal gered word. Ek dink God se alwetendheid en sy kennis oor sekere mense wat hom nie gaan kies nie, maak hom hartseer. Maar hy kan dit nie beïnvloed nie en hy wil dit ook nie, want hy het vir die mens 'n vrye wil gegee. Hy kan dit beïnvloed, maar hy gaan nie, want hy het die mense vrye wil gegee. Sodat jy self kan kies Jesus of hel. Dis nie twee opsies. God wil hê dat almal tot inkeer moet kom. Dis sy natuur. Oorlede pastoor Chuck Smith het altyd gesê, so, as jy wonder of jy uitverkies is of nie, gee jou lewe vir Jesus, want jy uitverkies. Gee jou lewe vir Jesus. Maak hom jou Here en Meester. Dan kan jy verseker weet, jy is uitgekies, jy het die ewige lewe ontvang. Want God wil hê dat elkeen van ons gered word.
Hy is nie net 'n almagtige en soewereine God nie, hy's 'n liefdevolle Vader ook. En baie belangrik, hy's 'n regverdige God. En ek dank die Here, weet nie van julle nie, ek dank die Here dat ek deel is van God se familie. En omdat ek in Christus is, dank ek hom dat ek uitverkies is. Ek is op pad hemel toe, weet nie van julle, is julle bly daaroor vandag? Ons het die ewige lewe ontvang. Ek dink eendag as ons voor ons Skepper staan aan die einde van die wêreld, gaan ons baie meer dankbaar wees daaroor. Ons besef eintlik hoe belangrik was dit vir ons om deel te wees van God se familie. Ons het die ewige lewe ontvang en ek dank die Here daarvoor. God is so getrou. Hy's 'n almagtige en heilige God. Kom ons bid saam. Here, ek dank U dat U 'n God is wat U ontferm oor ons, Here. Dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om deel van die skepping te wees, om U te ken. En vir die voorreg wat ons het, Here, om geliefd te wees deur U. Dankie dat U vir ons geleentheid gegee het om Jesus te kies. Dat ons deel is van God se familie. Dis 'n voorreg, Here. Ons is so dankbaar teenoor U vir dit. Dankie, Here, dat U Israel gebruik het en nog steeds gebruik in die verlossingsplan. En dat ons deel is van daardie plan, Here, dat ons ook nou deel kan wees van God se familie, deur Jesus wat uit hulle gekom het en gesterf het aan die kruis en opgestaan het. Baie dankie daarvoor, Here. Dis 'n voorreg, dankie. Dankie dat U ons Vader is, Here. Vanoggend, Here, wil ek vra dat U elke mens wat hier is, dat hulle net sal ervaar hoe lief U vir hulle is. Dat U hulle sal omhels en omvou met die groot arms van liefde. Dat hulle besef, hulle is deel van God se familie en dat ons die ewige lewe ontvang het. En ek dank U daarvoor, Here. Ek loof U, Vader, in Jesus naam. Amen. Amen.